En ons gaan die Here saam groot maak en gaan hom prys. En wanneer jy op na iemand toe, weet jy allemaal nou 'n bietjie gaan staan, terugkom en sê, hulle wat bly is hier. Halleluja. Prys die Here, die is groot goed as jy mag. Jy nou met jou praat. Prys die Here. Ok. Wat is die eerste liedjie wat ons as ek ken jou dan? My sondes is vergewe. Ek gaan vir ewig lewe. Sing dit saam met ons. Laat die Here saam groot. My sondes is vergewe. Ek gaan vir ewig lewe. Laat my
Halleluja. Zing het samen. Who
Eerste een wat ek lief is, bo alles. Here, vanmôre kom ons net om aan die hande te bring, vanmôre kom ons om te eer, omdat U so groot en mooi is, Jesus. Halleluja. Jehovah, terwyl die son ons tasmaak die woorde terwyl die son ons tasmaak die woorde wil nie die son breek nie. Ek sê aan sy papa aan pastoor Sulika dat sy vir ons die woorde gee terwyl die platform so die Engels praat van so tangible is so detail so sag is dat ek sê Prys die Here, ek wil vanmôre vir julle sê, toe ons hier sing die soet geur van Saron. Ek het groot geword met die geur van die Here Jesus in ons huis. As my pa afgesonder het, dan daar so reuk in beweeg in ons huis. En dan het vir dae so gehang. En vir ons as kinders was dit normaal, maar toe ons nou groter word en ons besef, dit was eintlik die teenwoordigheid van God wat ons ervaar het, dan smag ek weer daarna. Amen. Ek smag weer om God te ruik. En dis 'n reuk wat jy nie aan iemand anders kan beskryf nie. Dis amper soos wanneer ons ruik as die reën kom, maar dan ruik dit ook soos rose. Dit is 'n geur wat ek nie vir iemand kan beskryf van môre nie.
En ek smag eintlik weer daarna toe ons nou sien die soet geur van Sarah, en ek smag weer na daai geur van God in my huis. Ja, amen. Prys die Here. Ek het ook so gesit en ek het eers vir die Here gesê, Here, die woord wat U vir my gegee het is totaal anders as wat ooit gaan dit inpas by die tema, gaan dit inpas by dit wat U vir ons wil sê, maar hoe meer die mense begin praat het, hoe meer het dit in plek geval. En hoe meer weet ek, dit is presies wat God vanmôre met ons wil praat. En my woord se naam is die noodsaak van dood. Die noodsaak van dood. En ek wil hê julle moet julle skrifte oopmaak in Johannes 12 vers 24. Ek noem dit hier. So dit het sê vir my amen. Amen. Johannes 12 vers 24. Die woord van die Here spreek so. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, sê vir die persoon dan jy sterf nie, bly dit alleen, sê alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug, sê veel vrug. Veel vrug. Ek gaan dit weer vir ons lees. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Vanmôre wil ek vir julle sê, ons het almal al 'n saad gesien. Nou 'n saad is klein, dis onbeduidend eintlik. Partykeer weet ons nie eers wat se sade het ons mee daar in die kas dalk nie. Dit lê net daar. Maar binne in daai saad is iets groots opgesluit, 'n hele oes in een saad is daarin opgesluit. Maar daai saadjie moet eers doodgaan voordat dit die oes kan lewe. Nou wanneer ons 'n saadjie plant en daai saadjie lê onder in daai donker grond, niemand klap hande en sê, "Jy, die saadjie is geplant en hy lê nou daar onder die grond nie." Dit raak 'n half vergete ding. Niemand juig daaroor eintlik nie, né? En die Here praat met my en hy sê vir my, dit is presies hoe ons as mens is. Ons lê onder daai laag grond met al ons probleme toegemaak. En soos wat pastoor Shani vanoggend gesê het, ons wil net hê, né? Ons wil net hê, pastoor Herman het ook daaroor gepreek. Ons wil net hê, ons probleme moet uit die weg geruim word. En ons finansiële probleme moet uit die weg geruim word. En ons verhoudings moet reggemaak word. En ons dit en ons dit en ons dit. En wanneer ons onder hierdie laag grond lê, dan kry ons onsself vreeslik jammer. Baie jammer. Want ons lê in hierdie donker gat onder die grond van die lewe wat ons druk. Vanmôre wil ek vir jou een ding sê, jy lê in daai koue en daai donkerte. En in sulke tye het God jou nie vergeet nie, want ons is geneig om te sê, Here, U het nou van my vergeet. Wie was al in so 'n situasie? Ek was al daar. As dit 'n bietjie druk, dis nog nie eers die ergste wat moet kom nie, né? Dan sê ons, Here, U het my vergeet. Hoekom het U my vergeet? Here, nou is ek weer alleen. En dan kom hy skrif wat pastoor en baie ander gekwoteer het vir ons in Jesaja 42, blaai gou soontoe vir my. Jesaja 42 vers 3. En dan sê hy so mooi vir ons, die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. En 'n dowwe lamp het nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy dit uitbring. En wanneer ons daar lê en ons dink die dood is op ons, want ons kry swaar,
Ek onthou 'n tyd in ons lewe met COVID, het dit vir my gevoel of die dood absoluut ingetree het. Ons ken almal daai tyd van COVID, die duiwel het probeer steel by ons almal. En hy het baie van ons gesteel in daai tyd. En ek onthou my man het siek geword. Ek was die eerste en ek sê nogal vir hom, liefie, jy moet nie by my kom lê nie. Ek dink ek het nou hierdie ding opgetel. En hy is baie braaf, hy sê vir my, nee, ek los nie my vrou as sy siek is nie, ek slaap wel. En ek sê vir hom, slaap met jou kop maar by my voete se kant, want ek wil regtig nie hê jy moet siek word nie. En hy word siek. Deur die genade van die Here was ek net 'n week siek, want die Here het geweet wat kom. Maar my manlief is vir 3 weke baie siek. En dit het op so 'n stadium gekom dat hy moes hospitaal toe gaan en toe hy by die hospitaal kom het dit vir my so erg gevoel want ek moet hom daar aflaai by 'n agterdeur. Hy kan nie eers voorin stap nie, ek mag nie saam met hom uitklim nie, ek mag hom nie groet nie. Hier stap my siek man met sy tasie in die hospitaal se agterdeur in en ek huil al die pad terug en ek sê, Here, het ons nou gelos. Ek kan nie, Here, wat gaan ons doen? My man is siek, hy is in die hospitaal, ek weet nie of ek hom ooit weer gaan sien eers nie, met hierdie stories wat aangaan nie, en ek moet hom hier aflaai, ek mag hom nie soen groet nie, ek mag hom nie druk nie, ek mag nie naby hom kom nie, hy moet net uitklim en instap. En my hart is gebreek en ek huil voor die Here. En terwyl ek so ry, toe ek stop by die huis toe bel my ma, en sy sê, my kind, die Here het vir jou 'n skrif. En ek sê, my man is nou in die hospitaal en ek huil, sy sê vir my, luister, raak stil. Die Here het vir jou 'n skrif gegee wat ek vir jou moet gee. En my ma gee vir my Psalm 118 vers 17. Ek wil jy moet gou soontoe blaai. Ek gaan nou nie daai in blaai nie, maar ek gaan sommer nou my eie woorde sê. En ek het hierdie skrif absoluut my eie gemaak van daai dag af. Amen. En in my eie woorde sê dit, jy sal lewe en jy sal nie sterwe nie, want jy moet die wonders van God gaan verkondig. En ek het daai my eie gemaak, en ek het opgestaan, en ek het uit die kar uitgeklim, en ek het gesê, Here, ek spreek my man aan, ek het gesê, JJ, jy sal lewe en jy sal nie sterwe nie, want jy moet die wonders van God verkondig. En ek het dit aanhou sê, elke keer as ek voel, ek raak mistroostig, die hoof bel my, hy sê, hoe gaan dit met JJ? Ek sê, meneer, hy is in die hospitaal, die dokter is baie bekommerd oor hom, en wat ook al, ek sê vir hom, maar my man gaan lewe, en hy sê vir my, hoe is jy nou so opgewek? Ek sê, ek is nie opgewek nie, meneer, ek is nou gecharge. En ek sê vir hom, hierdie selfde skrif, ek sê, meneer, die Here sê, JJ, jy sal lewe en jy sal nie sterwe nie, want jy moet die wonders van God verkondig. En julle raai wat gebeur in daai hospitaal. JJ is die enigste een wat nie suurstof kry nie. Hy is die enigste een wat mag opstaan en loop. Hy is die enigste een wat nie fisio kry nie. En die dokter kom na 'n paar dae by hom, hy sê vir hom, hoe gaan dit met die fisio? Pastor JJ sê, wat is 'n fisio? Hy sê, maar jy moet fisio kry. Hy sê, ek het nog nooit gekry nie. En die dokter is baie kwaad. En hy stuur die fisio, en die fisio kom daar, hy sê, maar hierdie man het nie fisio nodig nie. Hoe goed is God, julle? Wat het gebeur? Hy het die wonders van God verkondig in daai hospitaal. En wat het hy gedoen? Hy kon opstaan, so hy het die ander mense gaan bedien, wat dodelik siek was. God het hom daar gaan gebruik. Hoekom? Want soms voel dit of die dood op ons is. En ons lê onder in die laag grond. En ons voel koud en alleen, maar God sê, jy sal nie sterwe nie. Want binne in jou is 'n groot oes opgesluit. So vir jou voel dit, jy gaan dood. God sê nee, jy gaan nie dood nie. 'n saadjie wat net so op 'n rakkie lê, is veilig. Ja. Maar hy is ook droog en vrugteloos. So soms moet daai saadjie net in die aarde val om sy doel te kan bereik wat hy moet bereik. Dit wat hy vir ons moet voorsien, maak nou nie saak of dit appels of wat ook al is nie. Maar hy gaan nooit 'n appelboom word as hy net op jou rak lê nie. Dit beteken dat ons in ons eie wil moet sterf
En dis tog so moeilik. Want ek kan musiek speel, Pastoor Herman. Shani kan dit nie speel nie, maar ek kan. Ek kan mooi sing, niemand anders kan mooi sing. Ek kan dans, niemand anders nie, Marietjie, net jy kan mos dans, nie? Pastoor, net julle kan dans. Niemand anders kan dans nie, nie? Is ek. En wat sê God? Nee hoor, daar's 'n hele liggaam. Daar's 'n hele liggaam van God wat kan beweeg. Maar ons raak so groot in onsself, dat dit net oor my en my gaan, ons trots, ons behoeftes, ons selfbeheer, ons wil alles net self beheer, ons wil niks meer vir God gee nie, want ek kan mos. Maar God sê nee, dis nie wat ek wil hê nie. Ons moet weer tot God kom, ons moet ons eie ekke begrawe, sodat Christ in us, the glory of God, kan uitkom. Ja. Want dit is wat nodig is. Ons het nodig om al ons probleme wat ons het, vir God te gee en te sê, Here, ek wil nie meer hierdie goed dra nie. Net soos wat Pastoor Fertie gisterand gesê, ons loop al so, want ons wil nie van hierdie goed ontslaa raak nie. Dit het al so deel van ons geword en van ons eie identiteit geword, dat ons dit nie wil afgooi nie, want dan is dit nie meer wie ek eintlik is nie. Want dan begin jy nou word wat God wil hê jy moet wees. En ons wil dit nie hê nie. God sê, word die saadjie wat in die grond val om dood te gaan, sodat sy glorie deur ons kan kom en dat hy ons plant vir daai groot oes wat moet kom. Hoe dieper jy daar lê in daai donkerte, het jy geweet hoe dieper skiet jou wortels? Ons het nodig om in 'n tyd van nood en in 'n tyd soos waarin ons vandag lewe, dieper wortels in God te kry. Dieper wortels in God se woord te kry. Dieper wortels te kry aan die een en enigste God wat ons het, die lewende God, sodat ons oes kan lewe. Maar sodra ons in hierdie moeilike situasie is en ons murmureer en kla, en ons sien nie eintlik waarmee God besig is nie. God is besig om ons voor te berei vir dit wat kom. Ek sê baie keer, ons het dalk nie baie geld nou, finansies nie. Ons het nie 'n mooi huis nie. Ons het nie 'n mooi kar nie. Hoekom nie? Veral nou in hierdie tyd. Ons het alles gehad. Ek wil vir julle sê, ons het op 'n stadium met my man R60,000 kontant huis toe gebring, wat ons so in die kluis geberg het. Okay. Maar die mense wat ons geword het, was nie meer van God af nie. Ons het begin vertrou op onsself. En God het gesê, jammer, dis nie waarvoor ek julle tweekies geroep het nie, en ons het alles verloor. Maar ons moet beginne wortel skiet in dit wat saak maak. En dit is God se woord. Dis in ons gebedslewe. Ja. Dit is in God self. Want hy berei ons voor vir 'n tyd waar dit moeilik gaan. En as ons nou net al hierdie lekker dinge het op die aarde, nou in ons lewe en 'n rykdom, as dit skielik weggeruk word, wat gaan jy maak? Maar nou kan hy ons voorberei op dit wat kom, op hom te vertrou, nie op onsself nie, nie op ons werke nie, maar op God te vertrou, want dis hoe hy ons gaan gebruik. Ons moet volkome op God kan vertrou, want hy sorg nou vir ons. Ons het nou so rukkie terug weer ons besigheid verloor, my man het sy bakkie verloor, ons het alles verloor. Maar nou sorg God vir ons, julle. Ons het nog nie een aand gaan honger slaap nie. Ons eet nog elke aand. En middag by konferensies. Ons het brandstof in ons kar. Ons het 'n dak oor ons kop. Hoe groot is God nie? Amen. Hy sorg vir ons elke dag. Hy sê, as ek vir die mossies daar buite sorg, hoekom gaan ek nie vir jou sorg nie? Maar nee, Here, ek lê onder hierdie grond en ek weier om wortels te skiet in U.
Want dis my eie ek, my eie wil, want dis nie hoe ek dit wil hê nie. Here, ek wil eintlik 'n BMW ry, ek wil nou nie eintlik my ou Amen. Isuzu ry nie. Maar die Here het daai Isuzu vir ons voorsien, wat baie lig is op brandstof. Prys die Here daarvoor. Ekskuus, ek wil net regmaak, wat is Isuzu? Ag, Suzuki. Suzuki, ek wil nou net sê. Miskien spreek ek in die toekoms in. Nee, ek soek jou so, nee. Ek ken nie die karre nie, maar miskien spreek ek in iemand se lewe. Prys die Here. Prys die Here. Ja, enigiets. Ek wil vanmôre vir jou sê, die laste waaronder jy lê, partykeer, of daai probleme waaronder jy lê, daar waar jy dink jy kan niks nie, daai grond waarin jy geplant is, dis waar God jou gaan gebruik. Dis waar God jou gaan gebruik. God het nodig om 'n nuwe ontmoeting met jou te hê, soos daai braambos ontmoeting wat Moses gehad het. Hy het nodig dat jy daai ontmoeting met hom moet hê waar dit net jy en hy is in jou woestyn, in jou graf waar jy lê en wag vir jou oes. Daar waar daai onuitblusbare vuur op die altaar brand vir jou. Daar waar jy weet, dit is waar jou krag vandaan kom. Amen. Dit is al waar jy kan gaan, Yes. is na daai braambos toe, wat aanhou brand. Waar God sê, trek uit jou skoene, Ja, prys die Here. want nou is jy op heilige grond. Daar waar jy voel, ek kan nie meer nie, Here, kom ontmoet die Here vir jou. Hy kom vir jou deur. Hy kom vir jou deur. Julle God is groot. Ons verstand kan hom nie uitredeneer nie. Ons gaan nie weet wat om ons weet nie. Ek dink as ons werklik daai braambos ontmoeting het, skrik ons groot. Ek dink ons hardloop weg. Want ons besef nie die grootheid van God nie. Ons het 'n vriend, hy bid eendag, hy sê vir ons, hy wil, soos wat Moses van die berg afgekom het, en sy gesig skyn so van die heerlikheid van God, dis wat hy soek by God, en elke oggend vrees. Hy sê, hy skrik so groot. Hy sê, Here, nee, ek dink ek soek hierdie. Hy sê, toe besef hy wat hy eintlik van God gevra het. Ja. God is groot, julle. Ons kan nie meer met God speel met songetjies hieronder nie. Ons kan nie meer speel met die eie ek nie. Ons kan nie meer nie. God moet nou begin om in sy heerlikheid uit te kom. Want ons is so gewoond om te hoor, God is op pad. Ons is so gewoond om onder ons laagies grond weg te kry, hierdie goed wat ons so druk, dat ons al dink, nee wat, daar is nog baie tyd. Een aand kry ek 'n droom, en ek droom ek en JJ sit by 'n restaurant en eet, en toe ek so opkyk in die wolke, toe sien ek die Here op sy wit perd, met 'n rooi sas, sy kroon, en agter hom hierdie engele leerskare, en ek sê vir JJ in die droom, ek sê, Bokka, die Here het gekom, baie verbaas, en hy eet nog sy stukkie steak, hy sê vir my, nee, daar is nog baie dinge wat moet vervul word voordat die Here kan kom, en ek sê vir hom, liefie, kyk op, die Here het gekom, en hy kyk so op, hy sê, waarlik die Here het gekom, en ek word wakker, en die Here sê vir my, julle sit en slaap, julle hou vas aan dingetjies wat julle geleer het, wat lankal dalk verby is, maar ons wil onder in die laagies grond wegkruip, en ons wil nie wortels skiet, sodat ons God se woord kan hoor nie, ons soek net ons eie ek, alles wat oor my gaan. En die wêreld sê vir ons, selfliefde, ek sê nie jy moet nie jouself lief hê nie, ons moet. Maar, dit is so maklik om te sê, as iemand in 'n verhouding is en dit gaan nie meer lekker nie, dan sê hulle wat. Dink 'n bietjie aan jouself hoor. Jy moet nou na jouself kyk. Ja. Jy moet nou alles met jouself te doen hê. Wat sê God? Ja. Herstel. Maak reg. Maak reg. Gaan terug maar na jou vrou toe, gaan maar terug na jou man toe, maak reg. Maar dit is te maklik om te sê nee.
gaan maar liewer uit mekaar uit, jong. Dit lyk nie of hierdie ding gaan werk nie. God sê nee, dis nie hoe dit werk nie. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Ongeag van wat gebeur, ek praat nou nie van baie abusive verhoudings nie. Ek dink God verstaan ook vir abusive verhoudings. Dit behoort nie in 'n verhouding of in 'n huwelik nie. Maar ander dingetjies, mense is te vinnig om te sê, nee, ek sien nie my kans hiervoor nie. Weet nie hoekom lê die Here dit op my hart nou nie, maar ek noem dit. Moenie net laat gaan, omdat mense vir jou sê, dan gaan nie. Ja. So as jy daar by die braambos ontmoeting is, dan kan God al die sondes begin uitbrand. Al die dinge wat jou keer om dieper te gaan in God se woord, in God self, in jou bidkamer, daar waar God jou nodig het, dan begin daai goed vir jou oopgaan. En jy weet, nou begin ek vir die Here werk. En dan, as jy daar in die grond lê, as daai saadjie daar in die grond lê, is hy nie dood nie. Hy begin wat, nadat hy sy wortels geskiet het, dan begin hy uitsprei. Hy begin so stadig maar seker uitkom. Daai saadjie breek oop, die klein spruitjie spruit so uit. En dan het jy nou geleer om jou laste vir God te gee. Nee, want dan is daai harde dop, daai verharde hart wat ons so het partykeer teenoor die Here, het weer sag geword. En hy kan oopbreek met God se gees. Dan begin hy spruitjie so uitkom. En terwyl ek dit so in my geestesoog sien, toe praat die Here met my oor 'n ding en hy sê vir my, deesdae wil almal net die gawes van die Heilige Gees hê. En dis glad nie verkeerd nie, ons moet dit hê, want as ons dit nie het nie, as jy nie onderskeiding het nie, en jy het nie profesie nie, en jy het nie tale nie, dan kan die Here nie regtig mooi vir ons wys as daar ietsie verkeerd is nie, né? Maar ons wil te vinnig en te veel, almal wil deesdae profete wees. Ek weet nie of julle ook saam met my stem nie. Maar almal wil deesdae net 'n profeet wees. Almal wil net vir jou vertel, hoor die Here sê so en die Here sê so en die Here sê so. En Pastor JJ sê altyd, pas op om te sê die Here sê. Dis gevaarlik. Maar almal wil deesdae profete wees en die Here sê vir my, wat van die vrug van die Gees? Ons wil so graag die gawes net hê, dat ons skoon vergeet om die vrug te dra. Come on. Want as jy die vrug dra, het jy outomaties die gawes. Yes. Nee? Ek kan nie, as ek 'n appelboom is, vir jou suurlemoene gee nie. As ek 'n appelboom is, moet ek vir jou appels gee, en as appels dalk die gesondmaking is, want hulle sê mos, 'n appel a day keeps the doctor away. So as ek die appelboom is, en my vrugte is appels, en ek het dan dalk die gawe van gesondmaking, kan God dit mos gebruik. Maar nou lyk gesondmaking vir my so glamorous, nou is ek eintlik die suurlemoenboom. Ek moet nou eintlik vir jou tigtig, né? Ek moet nou vir jou mooi vertel wat die Here wil hê. Ek is dalk die vermaaner. Maar nou lyk handoplegging vir siekes vir my so tempting. En so glamorous dat ek nou nie meer die suurlemoenboom wil wees nie. En nou vermom ek my soos die appelboom. God sê dis nie hoe dit werk nie, julle. Jy kan nie iets wees wat jy nie is nie. As God jou die appelboom gemaak het, dan is jy die appelboom. As God jou die suurlemoen gemaak het, om die vermaaner te wees, of om te stuur in die gees, dan is dit wat God jou gemaak het. Jy kan nie skielik 'n profeet wees nie. As jy 'n granaatboom is, kan jy die profeetboom wees. Maar wat sê God vandag vir jou? Wat is jou vrug? Party van ons weet nie eens wat is die vrug wat ons moet dra nie. Kom ons gaan 'n bietjie daarna Galasiërs toe. Galasiërs 5 vers 22. Weet almal ken dit, ons kan dit opneem uit ons koppe uit, maar ek wil dit net weer lees. Die Here het dit so op my hart gelê.
En ek gaan nie glo nie, maar my Bybel het nou nie Galasiërs. Ek blaai nie altyd verby, maar hier sê, ek maak sommer op hom oop. Prys die Here, hy sê vir ons hierso. Ek gaan eers vir ons lees in 19 waar hy vir ons sê. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, lys gaan aan, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Watter vrug dra jy vanmôre? Is jy nog so bietjie daar waar jy was, voor jy God ontmoet het? Is jy dalk nog 'n bietjie by daai vrug van dronkenskap? Dalk bietjie by daai vrug van moord? En nou, moord is nie fisies om iemand net sommer dood te maak nie. Moord is dit wat jy spreek van jou broer of jou suster ook. Ons spreek maklik dood. God sê nee, wat is jou vrug van môre, wat jy moet dra? As jy begin uitbreek uit hierdie dood uit. Hy sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. Lankmoedigheid is bietjie moeilik, né? Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, is ook 'n moeilike een. Selfbeheersing. En ons almal kom dit kort. Ons almal kom dit kort. So, wat is die vrug wat jy vanmôre wil uitbreek mee? God vra. Hy wil weet. Hy wil sien. Wat se vrug gaan jy voortbring nadat jy uit die dood uit daai groot oes dra? Want dit is baie maklik om onreinheid in te bring in jou lewe. Al is jy 'n kind van God, is altyd 'n deurtjie wat so 'n bietjie oop staan, iewers. Ek kan wie het gepraat van die klein plekkie, Pastoor Reinhard? Die klein plekkie wat ons in ons hart so bewaar, wat ons vir niemand anders wil gee, en dis eintlik maar net ons sinne. Daai is genoeg vir jou, om vir die duiwel 'n vat kans te gee op jou vrugte, om dit onrein te maak. Ons moet alles vir God gee, nie net 'n bietjie nie, en dis baie moeilik, veral in ons lewens wat ons loop vandag, is dit baie, baie moeilik. Ek wil vir julle sê, die Here is so getrou en so goed, dat partykeer staan ons verbaas oor dit wat hy in ons lewens doen. Toe ek my man lief ontmoet het, was hy baie skaam, baie stil. My ma spot baie keer en sê sy, ons het altyd in die kerkgenootskap waar ek groot geword het op 'n konferensie op 'n Saterdag, dan al die kerke nou itemme gebring, né? En dan het hy nou saam met ons kerk gesing, maar dan het hy altyd so afgekyk. Totdat die Here vir hom gevat het, julle. Nou kan julle sien, ons kry hom nie stil nie. Hy kan nie landingsplek kry nie, as hy eers begin nie. Hy kan net aanhou. Dis hoe God jou verander. Hy sê hy bring 'n groot oes in, want daai probleme wat jy gedink het jou doodgemaak, het eintlik vir jou die voedingspulwe gegee om die regte vrug te dra vir jou toekoms. En wat gebruik die Here jou? Kom ek vra so. As jy deur 'n moeilike tyd gaan, en wat gebruik die Here jou om met ander te gesels? Juis oor daai situasie waar jy in was. Want dis daar waar hy vir jou ontmoet het. En nou kan jy vir ander sê, luister, God het
dit vir my gedoen, hy kan dit vir jou doen. Ek en my man het vir so, of kom ek begin eers daar, so rukkie terug, het het weer gelyk in my lewe of daar dood ingetree het. En my man lief het sepsis gekry, erg. En ons het met hom hospitaal toe gejaag, en hy lê daar, die dokter sê vir my, my oudste dogter, julle moet hom maar groet as julle nou ry, dis toe nou al so 12 uur die aand, hulle kan hom nie uit die emergency uitvat ICU toe nie, want hy is nog nie stabiel genoeg nie, en dit kan ook sy lewe kos sein. En nou wag ons, hy moet nou ICU toe gaan, en sy sê, dit gaan nog een ruk vat, hulle kry hom nie gestabiliseer nie, sy bloeddruk val, daar is amper geen bloeddruk nie, en dan skiet dit skielik op, dan sit in die hoogte in, en hulle kry nie dit so, dat hy moet net rustig wees nie. En uiteindelik kry hulle hom so, dat hy daarom na die ICU toe kan gaan, en hulle vat vir hom na die hoogste ICU toe, waar daar is, en sy sê, voor ons uitstap, sê sy, ek hoop julle twee het hom baie mooi gegroet, want hier gaan hy nie uitstap nie. En my oudste dogter draai so om, sy sê, dokter, jy ken nie ons God nie, ons dien 'n God wat my pa hier sal laat uitstap, en sy sê, ek verstaan, maar ek hoop julle het mooi gegroet. En tot so uitstap, sê my dogter, mama, my pa gaan hier uitkom, want sy werk is nog nie klaar vir die Here nie, hy het nog dingetjies om te gaan doen vir die Here. So mama gaan nie huil nie, want ek wil toe nou begin huil, julle ken ons nou, ek is maar emosionele mens, vir alles het by my man en my kinders kom, en my hart masseer en sag, maar sy sê, mama gaan nie nou huil nie, want sy sien die trane kom, nou probeer ek ook nou maar die trane terugslik, want sy is nou kwaai met my, want sy is 'n profetes, ek wil vir julle sê, die Here het vir haar 'n gawe gegee, van kleins af, en sy sê, mama gaan nie nou huil nie, daar is nie nou trane nie, my pa gaan lewe. En die volgende middag, nou mag ons nie deur die dag eers na hom toe gaan nie. Met middagse besoektyd, stap ek daar in, hier sit meneer reg op in die bed. Hy sê, ek wag nou, ek sê vir wat? Hy sê, hulle gaan my nou gewone saal toe skuif. Prys die Here. God het anders besluit. Ek wil net vir julle vertel, die dogter van ons, Zenobia, is die oudste, sy was ook amper dood, die Here het haar uit die dood uit vir ons teruggegee, toe sy so 9 jaar of 10 jaar oud was. En van kleins af, het die Here vir haar gawe gegee. Maar partykeer is ons, ook ons is ouers, en ons is ook maar dom, nee? Ons ontwikkel nie altyd dit wat die Here vir ons kinders gee nie. Maar sy is klein, en ons het vir 'n baie lange ruk met okkulte gewerk. En sy was omtrent so 4 jaar oud, en sy word wakker die aand, en sy maak ons wakker, sy sê, ons moet bid, ons moet vir Jesus bid. Hier kom lelike mense. En ons dag sy het 'n lelike droom gehad. En hy bid, hy sê, ag Here, beskerm ons, en net so gebedjie. En die volgende oomblik, toe stop die duivelaanbidders met hulle kar voor ons hek. En hulle skree toe 'n klomp goed daar, maar God het haar gebruik op 4 jaar oud al om vir ons te sê, hoor hierso, hier kom 'n ding en ons moet nou voorberei. En die dag toe sy gevul word met die Heilige Gees, het die Here haar geestelike oë geopen. So sy was omtrent so 15, baie jong, en dit was in die begin vir haar baie erg, want ons staan in die winkel en letterlik sien sy goed wat aan mense hang. Dinge wat nie daar hoort nie. En dan weet sy nie wat om daarmee te maak en dan draai sy net haar rug. So as sy nou by haar rug gedraai, dan het ek geweet, hier is nou goede wat nie so lekker is nie, né? En as daar goed in ons huis nie lekker is nie, dan bel sy my vinnig. Mama, wat gaan daar aan? En dan sê ek, nee, sy sê nie vir my jok nie. Die Here wys dit en dit en dit. Sy is baie kwaai, ek wil vir julle sê, sy is baie kwaai. Anata is ook nogal streng, maar sy nou weer as kwaai kind as dit by die dinge van die Here kom. Hoekom? Sy dra die vrug wat God vir haar gegee het om te dra. Sy het ook 'n draai gaan loop, sy het ook verkeerde dinge gaan doen. Maar God vat nooit dit wat hy vir jou gegee het weg nie. Dit bly altyd. So ek wil jou aanmoedig vanmôre. Moenie dink, dit wat jy dink maak jou dood, maak jou sterk. Dit gee vir jou die voeding. Jy gaan uitsprei eendag net skielik.
Jy dink nog jy's in hierdie omstandighede en dan staan jy bo aan die grond uit. Dan begin jy al vrugte dra. Dit wat vir jou gelyk het soos die dood, gaan begin lewe. En ek wil vir jou sê, spreek lewe oor elke liewe situasie van jou uit. Ek gebruik daai vers. Dag in, dag uit. En die mense by die werk ken ook al my vers. Daar was een van die jong meisiekies wat gesukkel het om swanger te raak en die hoof roep my in die kantoor en sy sê, Sorita, ons weet jy kan bid. Ek sê nee. Julle kan almal bid. Ja, maar as ek bid, antwoord die Here, sê hulle. Ek sê die Here antwoord almal, nie net vir my nie, maar ons wil bid. Nou huil die aan meisiekies en sê, sy kan nie swanger raak nie, sy wil net graag ook 'n ou babatjie hê. En ek sê dis reg. En ek gebruik daai skrif. Ek sê, Jamelda, jy sal lewe en jy sal nie sterwe nie, want jy gaan die wonders van God verkondig met hierdie babatjie. En dis al wat ek gesê het. Bragies julle. Fotootjies is op haar status, as julle wil kom kyk op my foon, haar ou dogtertjie. Sy is te pragtig. Nadat sy al 'n hele paar miskrame gehad het God vir haar uitgehaal daar. Daar in die donkerte waar sy gedink het is dood, het God vir haar 'n oes gegee. Hoekom sal hy dit nie vir julle doen nie? Hoekom sal hy dit nie vir my doen nie? So voor jy weet, as jy daar uit, dit wat jy gedink het maak jou dood, raak lewendig. Dit wat vir jou gevoel het soos 'n verlies in jou lewe, word 'n oorwinning in jou lewe. Dit gee vir jou oorwinning. Dit wat stil was, dit wat jy gedink het jy lê stil daar, word jou getuienis. Nou ek het my man se toestemming gevra om dit te vertel. Ek is lief vir jou. Ek is ook lief vir jou. Ek en my man het deur 'n baie moeilike tyd gekom. Pastoor Herman, hulle ken nou hierdie hele storie. Ek gaan nie in diepte ingaan nie, maar ons het deur 'n baie moeilike tyd gekom, ons het alles verloor. En ons het 'n tyd in ons lewe gekom waar ons gesê het, Here, is dit nie moeite werd om in die bediening te wees? Ons wil dit nie meer hê nie. Ons wil nie meer in die bediening wees nie. Ons wil nie meer kerk hê nie. Ons wil nie meer kerk gaan nie. Ons wil net niks meer doen. Maar ons het nou ook nie by die huis gebly nie. Ons het nog steeds kerke gaan besoek nou maar, want ons het nou nie 'n gemeente gehad meer nie, en ons het nie 'n gemeente gehad waar ons gaan bid het nie. So ons het nou maar so hier en daar en deur het ons gaan kuier. Maar die Here het met elke kerk waar ons besoek het met ons gepraat. En toe ons nou vir mekaar sê, ja nee, ons dink hierdie is nou nie meer die moeite werd nie. Ons gaan nou nie meer in die bediening wees nie, toe sê die een pastoor eendag daarvan vooraf. Jy wil ons nou nie meer hê dit wat God vir jou gee nie. So nou wil hy dit vir ander mense gee, maar hy wil ons net, wie ook al dit is, wil hy net waarsku. Hy sê, want jy gaan daai bediening wat jy wil nie meer hê nie vir iemand anders gee, en jy gaan die res van jou lewe met 'n envy in jou hart loop van wat as ek maar in die bediening gebly het. Wat as? En jy gaan met 'n envy loop wanneer God jou oes vir iemand anders gee. So moenie opgee nie. En nou stamp ons hier aan mekaar, want ons het nou net daaroor gepraat. Julle, hier sê die Here nou vir ons in 'n vreemde kerk. Moenie dink jy gaan opgee nie. Elke kerk wat ons gekom het, as ek en hy oor iets gepraat het, hulle ken ons nie, het die Here met ons hart gepraat. Maar terwyl ons nou in hierdie woestynland van ons is, besluit ek en hy op ons jonge ouderdom, gaan nie sê wat dit is nie. Ons het nou genoeg in kerk, want ek en hy kom al twee uit 'n pastorie uit. My ma was bietjie meer lenient, ek kon na sokkie toe gaan as ek wou, ek kon my pa het altyd gesê, bel my as dit nie meer lekker is nie. Nie baie gegaan nie, maar ek kon gaan. Hy laat ek gaan fliek. My man mag dit glad nie gedoen het nie, so hy het dit al skelm gedoen. Hy het by die kamervenster uitgeklim, sy pa se kar gesteel vir my te kuier. Liefie. Maar ons kom van kleins af met God saam. Van kleins af. Ons ken alles van God. Soos ek sê, as my pa afgesonder het, het ons die reuk van God in ons huis gehad. Dis hoe ek groot geword het. As ek luister hoe my skoonma en my skoonsis bid, julle in die oggende en die dag, reg deur die dag, dan kry ek partykeer skaam en sê vir my, ek sonder nie genoeg af nie, jong. Kyk, my skoonma kan bid. En as my skoonsussie
pas almal van ons se kleinkinders op in die middag na skool en gehaal sy ons almal se kleinkinders en gee sy vir kossies en kyk wat hulle huiswerk doen. En as Mandy gery het, kyk dan gebruik my skoonma daai halfuur goed in gebed. Sy bid, kliphard. Ons hoor hoe noem sy ons name, want ons het net 'n deur wat ons skyn na hulle gang toe. En dan hoor ons sy bid. Here, vat vir JJ vas vandag. Here, Sorita is daar. Here, Henny, Gerry, Mandy, hulle kinders, ons kinders name, almal word genoem. So ons het so groot geword, ons kan nie eers sê, ons ken nie van nie, né? Maar toe ons nou in hierdie woestyn van ons is, besluit ek en hy, ons gaan nou nie meer kerk nie, ons gaan nou nie meer bediening nie. En nou sê hy vir my, kom ons gaan jol 'n bietjie. Julle, ons ken nie dit nie. Nie een van ons nie. Nou is ek bietjie sarkasties met hom. Ek sê, nee, is reg, kom ons gaan. Nou sê hy, waartoe gaan ons? Maar ons ken nie eens 'n plek in die Pretoria waar ons sulke goed kan doen nie. Nou onthou ek al die jong juffroutjies by die skool praat van 'n sekere plek. Ek gaan nou nie sy naam noem nie. Moet ek maar die naam? Ja, noem die naam. Jan se skuld. Nou weet ons nie eens waar is hierdie plek nie. Ek sê vir hom, ek weet die onderwysers kuier daar. Maar ons weet nie van hierdie plekke nie. Nou Google ons dit. Nou sien ons, dis sommer hier naby. Nee, ons gaan soontoe vanaand. Ons wil ook voel dit. Want dit is mos nou nie meer die moeite werd om die Here te dien nie. Ek vertel hierdie met 'n doel om vir jou te sê, nie om te sê, hoorie, kyk op ons neer of wat ook al nie. Ek wil vir julle vertel dat pastore ook deur dinge gaan. Ons is nie gevrywaar daarvan nie. Ons is nie gevry, ons is nie holy en nou gaan ons net hemel toe nie. Ons moet 3 keer harder werk. Want die duiwel kom 3 keer harder vir ons. So, nou is ek en hy op pad. Nou sê my jongste meisiekind, nee, gee my net 'n lewendige pin location of iets of 'n location, dat ek kan dop wag en mamma alleen, want mamma is soos tieners. Ons moet julle nou oppas soos tieners. Hy sê ons gaan. Nou het ons vir hulle die live pin location, hulle kan ons nou dop hou. Zenobia sê die kwaai ding. Nee, gaan stap maar julle koppe. Julle wil ons nie hoor nie, gaan. Maar bel ons julle moet kom haal. Nou is ek en hy in die kar. Ons is nou op pad, Jan se skuld toe. Ons ken niks van daai nie. Nou sit ons daar. Nou kom hierdie jong kelnertjie daar aan. Hy sê, hey, wat gee ek vir die oom en die tannie om te drink? Ek sê, jong, ons ken nou nie van drankies, so jy moet nou baie saggies met ons wees. Ek gaan loop. Ons ken nie dit nie. Nou het hy vir ons so menu daar. Ek sê, nee, jy moet nou maar vir die tannie kies, want onthou net ons drinkie eintlik nie, maar ons gaan dit vanaand probeer, sê. My man sien 'n naam wat hy ken, Bells. Hy sê vir daai ou, nee, bring hierdie Bells vir my. Daai ouetjie se oë is net so groot. Hy sê, ken jy dit? Hy sê, nee, maar ek ken die naam van die advertensie. Bring vir daai ou Bells. So hy gaan 'n Bells probeer. Nou weet ek ook nie, ek sê, liefie, jy moet nou maar. Ja, ons moet nou kyk. Nee, ons drink dit. Hy bring vir my so groot, wat noem jy daai goeders? Hy is bietjie groter as daai. Hy sê is groter, maar hy is 'n groot cocktail met sulke verskillende kleure. Nou drink ek hom ook maar so stadig. Maar nou kom ek agter, ek raak 'n bietjie louder, my man raak 'n bietjie stiller. Op 'n stadium sien ek, ons is sommer daar voor op die dansbaan. Ons kan nie eens dans nie, maar ons neem 'n video vir die kinders. Ons is op die dansbaan. Nou kom hy WhatsApps van die kinders deur, jong, hulle is kwaad vir ons. Tweede ronde ook. Ons tweede ronde ook gegaan. Nou gaan ons huis toe. Ek wil net vir julle sê, ons was 4:00 die middag daar. 7:30 die aand is ons by die huis. Dis ons jol nou oor. Okay? Want ons ken nie hierdie goed nie. Ons weet nie wat om te doen as ons daar is nie. Maar nou is ons by die huis. Nou lê ons in die bed. Ons het nou gestort, aangetrek. Nou lê ons in die bed. Nou sê hy vir my, môre gaan ons nie kerk toe nie. Ek sê nee, ons gaan nie kerk toe. Hy sê ja, want onthou jy toe ons altyd in die bediening was, dan bel die ouens jou dan sê hulle, hoorie, ons gaan nou nie môre in die kerk wees nie, want ons het 'n bietjie gekuier.
So ons gaan ook voel hoe voel dit. Ons is nie môre in die kerkie, want ons het 'n bietjie gekuier. Nou sê ek, ja, is reg. Julle weet mos, nee, ek nou die eerste kyk. Ja, is reg. Ons gaan nie môre kerk toe nie. Julle, die Here het 'n sin vir hier môre, nee. Hier bel een van ons ou pelle. Hy sê, waar is julle? Ek is hier voor 'n kerk, maar julle is nie hier nie. JJ sê, maar ons gaan nou nie vir oggend kerk nie, so heilig reg. Nou sê die ouetjie, nee, maar ek het nou spesiaal ver gery om julle te sien. JJ sê, nee, ons sal seker maar liewer dan na 'n ander kerk toe gaan, maar ons gaan nou nie na daai kerk toe nie. Want dis 'n bitter klein kerkie julle, vra vir Marius hulle, hoeveel mense is daar? 12. 12 mensies, as dit soveel is. Nou klim ons nie, hy sê, nee, kom ons gaan nou liewer na daai een vriend van ons toe, want hy het nou 'n nuwe Engelse kerk begin, dan ondersteun ons hom nou maar. Ek sê, okay, kom ons gaan nou maar kerk toe, want nou die Here ons nou eintlik klaar met jou beginne werk, ons kan nou eintlik nie in die bed nie, al het ons nou al die dinge die vorige aand gedoen. En ons is op pad soontoe en JJ sê, hy shine nie, kom ons gaan kyk, maar wat doen nou Koos hulle? Ry nou maar weer terug, ons gaan na die klein kerkie toe. En toe ons daar gaan sit, en die pastoor begin preek, julle, Dankie Here. sê hy, o my siel, sê hy. Hy sê, hy wil net so 'n bietjie praat oor o my siel. Hy het nou gisterand, waar hy gaan sit op die bed, en toe hy gaan sit, toe val hy amper af, en hy sê vir sy vrou, o my siel, amper val ek af. Hy sê, die Here praat die hele aand met hom oor my siel. Hy kon nie slaap nie. Hy sê, wat doen jy met jou siel? Gaan jol jy, as jy nog nooit gejol het nie? Gaan drink jy, as jy nog nooit gedrink het nie? Nou stap hy so aan my en sê, kom ons loop. Ek sê, ons kan nie loop, hier is net 12 mense, en hulle gaan weer asvang. Sit. Nou sit ons. Hy sê, en sê jy vir die Here, jy wil nie kerk toe gaan nie, want jy het gejol. Julle, nou sit ons daar. Hoe direk kan die Here met jou praat? Daai mense ken ons nie. Hulle weet nie waar was ons daai vorige aand nie. Net ek en hy en die kinders weet. En die Here. En die Here praat so duidelik. Die Here se kinder. Hy sê, alles wat ons gesê het, toe ons daar gesit het, hy sê, jy vat mos 'n tweede drankie, maar o my siel, wat word van my siel? Alles wat ons gedoen het. My man loop naderhand uit, want toe speel Marius 'n lied, wat sê, meer en meer te wees soos Jesus, van Willie Hubert. En julle, daar begin die Here my man omkeer. Totaal en al. Van daai dag af. En al was ons in die bediening, en al is ons vandat ek my verstand gekry het, en my pa het op bekering gekom toe my boetie 2 was. My boetie is dood aan breinvliesontsteking. En pastoor Menno Maree het daar ingestap, en hy het vir my ma gesê, kan ek vir julle bid? En my ma sê, ja, asseblief. My ma is in die groot kerk, my pa was in die 7de dag Adventiste kerk. En hy het gebid, en my boetie is lewendig. En my ma gee dale harte vir die Here. So die tyd dat ek gebore is, my boetie is 9 jaar ouer as ek, moes ek maar net kerk. Dis al wat ek geken het. Kerk in die oggend, kerk in die middag, kerk in die aand. Bid in die oggend, bid in die middag, bid in die aand. Dis hoe ek groot geword het. En die Here verander my man. En my man begin breek vir God, presies dit wat Pastor Shani gesê het. Wat is daai woord? Misbea. Hy gee totaal en al oor aan God, en hy lê vir dae voor God en huil. Vir dae. En hy sê, Here, kom net weer. Kom restore ons net weer. Here, kom, bou ons net weer op. Here, kom net weer met die Gees. En vir dae en dae, Here, hy voor die Here gelê, regtig voor die Here gelê. En die Here kom. En hy breek ons deur, dat ons kan groei. Deur daai omstandighede.
Deur dit wat ons gedink het, ons nie meer die Here nodig het, of ons kan nie meer in die bediening wees nie. Kom die Here en hy sê, jou oes is groot. Jy gaan nie daai oes weggee vir iemand anders nie. Jy gaan jou eie oes moet kom oes. En ek wil vandag vir jou bemoedig om te sê, jy kan dalk voel soos wat ons gevoel het, en sê, ek wil nie meer nie. Hierdie godsdienst is nie meer vir my nie. Die Here is nie meer vir my nie. God gaan jou nie los nie. Soos wat hy met ons gesels het, so gaan hy met jou gesels. Jy kan nie vir God wegkryp nie. Ons het dit ook probeer. Jy kan nie, hy haal vir jou uit. Want hy het 'n doel met jou vandag. En hy sê, as jy bereid is om jou eie ek te begrawe, en hy kan saam met jou deursprei, is jou oes groot vanmôre. As jy bereid is om na die braambos toe te gaan met daai onuitblusbare vuur van God, wat hy jou kan skoonbrand, gaan jy 'n ander oes hê. Jy gaan nie meer hartseer oes nie. Jy gaan nie meer 'n geskinder oes nie. Jy gaan nie meer twis oes nie. Jy gaan nou liefde oes, vrede, blydskap, hoop, langmoedigheid, selfbeheersing. Dis wat jy nou gaan oes. Dis wat jy nou gaan insit vir God. Nou ek gaan vra dat Marietjie nou vir ons kom haar dansie doen. Ek wil net een vers vir jou gee wat God op my hart gelê het, en dit is, hy het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So as jy ooit voel, daai angs wil in jou kom plek maak, vaskop, dan sê jy dit vir hom. Ek het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar ek het 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. God gee dit vir jou vanmôre. Jy moet dit net gaan uitkrap daar in die skrif, waar ons nie graag wil nie. God gee dit. En net soos wat God gekruisig was, en hy daar begrawe gelê, het hy ook weer opgestaan. En jy kan saam met hom opstaan vanmôre. Kom ons kyk na hierdie dans, en as die dans verby is, gaan ek vir Marius vra om vir my daai een lied te speel. En as jy ooit voel in jou hart, jy voel, jy is dalk in daai grond en jy kan nie deurbreek nie. As Marietjie klaar gedans het, kom uit. As jy voel ons moet saam met jou bid, jy is welkom om uit te kom. Ons bid saam met jou, tot jy deurbreek om my vrug te dra, want dis wat God wil hê. Amen. Ek is die saadjie in die grond. Hy gooi sy water oral om my. My root is vasgegroeid. Totdat my eerste ware son kry. Hy gee my lewe elke dag, beskerm my net as hy mag, die warm son en koue nag. Hy is die boom in die aarde, wat sy takke oor my sprei as sonneskyk. Ek het nooit gevrees nie, want ek weet hy is saam. My aanbid is sy staan, die holy boom van die lewe, wat my veilig hou, tot ek my takke sprei. En 'n ander roep beskerm my soos hy. Want ek glo hy vir hom en hy vir my. U
Nou wil ek vir jou vra, maak jou oë toe. En net soos wat ons gehoor het, die doodsbeendere het 'n naam op. Dit het ook jou naam op. En terwyl jy so sit en dink, wil ek hê jy moet vanmôre lewe spreek oor jou naam. Ja. Wat op daai doodsbeendere geskryf is, sodat dit weer kan vlees word. Spreek lewe oor die saad wat jy dink is dood in daai grond. Here, ons kom vandag voor U met 'n nederige hart, Here, en ons het gehoor dat die saad eers moet sterf voordat dit kan vrug dra. Here, ons erken dat daar dinge in ons lewens is wat moet sterf, Here, ons eie wil, ons trots, ons sondige begeertes. Here, ons lê dit nou voor U neer, Here, laat dit sterf asseblief. Here, laat U Gees kan inkom en lewe gee, Here. Plant U saad van waarheid, van liefde, gehoorsaamheid diep in ons harte, Here. Laat dit ontkiem vanmôre tot eer en verheerliking van U naam, Here. Ons bid dat U ons sal verander en 'n nuwe lewe bring, daar waar dood was, Here. Dat ons vrede en rus sal hê, dat dit in oorvloed sal wees, daar waar dit leeg was, Here. Here, ons bid dat U alles word in ons lewens. Here, mag ons lewens oes U naam verheerlik, asseblief, Here. Dankie daarvoor, en as jy die lied speel en jy voel vanmôre, jy nodig om net voor God te kom kniel, of net dat iemand saam met jou bid, dat die lewe weer begin kom. As jy welkom, prys die Here, dankie Here Jesus. Ons loof Here. Voel soos 'n riet, geknak en gekneus. Elke asemteug voel soos 'n stryd. Die vlam in my hart, het flikker so doof. Amper weg, sonder enige krag om te gloei. Maar U sê, 'n geknakte riet sal U nie breek nie. Tot 'n lamp het sal U nooit uitblus nie. In U hande is ek veilig, word ek heel. U kom nader en genees my siel. Die vingers is sag, die aanraking is stiel. Die blaas geduldig, maak die vlam weer 'n vuur. Waar ek gebreek is, verbind U elke wond. U rig my op, sonder 'n klaag of vonnis. Want U sê, 'n geknakte riet sal U nie breek nie. 'n dowwe lamp sal U nooit uitblus nie. In U hande is ek veilig, word ek heel. U kom nader en genees my siel. Die wêreld sê, jy's te swak, gooi weg. Maar U stem sag, my genade is vir jou genoeg. Ek vertrou op U, U sal my nie val nie. U maak my sterker uit hierdie donker dag. Hier staan ek nou, deur die krag alleen. Die vlam brand weer, die riet het weer begin groei. Oh, oh, oh. En geknakte riet, breek U nie. En dowwe vlam,
opnieuw dat die baren mij vaak en mij veranderen. Want hij kon niet zo sweet en het wil doen wat hij zal hij die werk dat hij begonnen en mij voltooid. Zal hij mij elke dag veranderen en zo zien worden. Want hij wil niet zoals Jezus wil. Ja, hij wil niet zoals Jezus wil. Abba Vader, alle zonden benen mij. En ik wil hier, ik moet mijn moeder elke dag wat hij mij geeft, voor Jezus leeft, zal hij die rechts leven komen veranderen. Want hij wil niet zoals Jezus wil. En hij wil doen wat zal hij die werk dat hij begonnen en mij voltooid. Zal hij mij elke dag veranderen en zoals hij wil. Want hij wil niet zoals Jezus wil. Ja, hij wil niet zoals Jezus wil. Want hij wil niet zoals Jezus wil. Ja, hij wil niet zoals Jezus wil. Ja, hij wil niet